Ons is besig om te praat oor wat wil God in die gemeente bou en na gelang van die model wat hy in die Ou Testament vir die volk gegee het. Nou, u kan dalk sê, maar dis Ou Testament, maar dis nie so nie. God het vir ons die leermeester gegee in die Ou Testament. En die beginsels van die Ou Testament kom deur in die Nuwe Testament. Die strukture sien jy baie keer in die Ou Testament en die beginsels kom deur in die Nuwe Testament. So, dis hoekom jy die apostel en die profeet, daar's altyd die twee. Jesus sê, 'n ou wat uit die skatte uit ou en nuut neem, sal voorspoedig wees. Julle weet, hy het mos so iets gesê, né? En so aan. Daar's altyd die twee, en dis wysheid om te weet, wat moet jy by die leermeester gaan haal, om jou nou te leer, en dan die principles uit dit uithaal. As jy kyk Paulus, julle moet 'n bietjie, as julle nou weer die Nuwe Testament lees, kyk hoe baie het Paulus hulle, die Ou Testament, hulle het hom gestudie, verskriklik, en dan gedurig haal hy daaruit aan, gedurig, Jesus ook, maar Paulus veral in sy teachings, onthou hy was besig om die doktrine vir die kerk te stel, en die hele tyd gebruik hy die voorafgaande, die skaduwee, gebruik hy as sy riglyn. En gaan lees maar weer die boek van Hebreërs ook en so aan. Baie duidelik. So, ons het gegaan na die model toe, en God het dit vir ons in die Ou Testament gewys, en daarop het ons gebou, en ons het toe gesê dat die eerste ding waar ons begin, jy weet, gewoonlik begin ouens by die voete, maar God begin by die leierskap, is dit reg so? God begin bo, en hy het in hierdie apostolic seisoen, was die heel eerste ding wat God herstel het, die ouens, soos Robert Mooney en ander, wie jy dalk van ken, wat ons ook besoek het, die eerste ding wat hulle begin preek het, was the set man principle. Hulle het daai ding reggestel, want leierskap in die kerk het heeltemal skeef gegaan, en toe herstel hulle dit, en hulle is selfs met hulle lewe gedreig soms, om daai waarheid te herstel. Ek is besig met u te praat oor hoe die oue homself kan handhaaf en vestig, en dis regtig so, want die vyand wil nie hê dat die kerk van Jesus Christus voorspoedig moet wees nie. Laat ons by die finish sal uitkom nie. So, hoe meer hy dit kan vertraag, en daarom gebruik hy taktieke om die dinge wat God wil sê te boykot, en die manier, ek gaan myself nou so 'n bietjie vinnig vooruit, die manier hoe hy dit gebruik is, hy gebruik my en jou denke veral, en vestings word gevorm in ons denke, ons gaan verder kyk daarna vanoggend, om daai goed te beveg. Dis iets wat jy 'n vesting, jy shield die ding, jy bou 'n sterk punt om iets te bedek en te behou, dat hy nie kan, en vanuit daai, jy weet, hulle praat baie van uitsaai, met sekere siektes praat hulle, jy al gehoor, praat hulle van uitsaai en so. Nou vanuit die vestings uit wat jy toelaat, word sekere goed uitgesaai. Ek sê nou vanmôre wys, word sekere goed, dis soos daai skarminkel daarbo wat sy missiele gooi op die lande rondom hom. Julle weet van wie ek praat, né? En so aan. Dis amper so 'n ding wat hy gebruik. Hy gebruik hierdie wegkruipplekke van hom om skade te doen. En jy weet, dit is so 'n interessante verhaal. Hy het niks om te verloor nie. En net so met die vyand. Die vyand van ons siele weet sy tyd is klaar. Hy's aan die kruis, is hy in die openbaar tentoongestel. Jesus het hom in die openbaar tentoongestel. Hy het hom, he made him of nothing. Hy het hom gestroop van sy range, van sy krag en sy gesag. So al wat hy kan doen is, hy kan my en jou pla, en hy kan speel vir tyd. En dis sy taktiek. So hoe langer ons hierdie goed nie meer deel nie, hoe langer gaan dit in ons lewe uitsaai, en in ons gemeentes, en in goed, moeilikheid maak, en sovoorts. So, God begin by leierskap, en toe praat ons van, jy weet Efesiërs 4 sê interessante ding, hy sê, wat het ek het hier gesit, iewers, en ja, ek dink ek het, hy sê, ons moet almal hierdie ding doen, totdat ons kom, God het ouens in die gemeente gesit, totdat ons almal kom, tot by die volle grootte van Christus. So, dis baie duidelik, dat vir die kerk om te kom waar hy moet wees, is dit onontbeerlik,
dat die leierskap wat God daar geplaas het, sy werk doen. En dat ons dan saamwerk en saamloop en leer hoe om hierdie ding te doen. En daarbey het ons gesê, ons het veral die woordjie gebruik, 'n tuin. Onthou u dit? 'n tuin. Dis ons deel van die ding. Wanneer ons toetree, dan moet ons bepaal waar ons wil kom. Ons moet 'n tuin, en jy kan van die woord 'n tuin gaan lees in die Bybel. Selfs Paulus in Filippense 3 praat daarvan, van die konsep van 'n tuin. En toe het ons gekyk na Hebreërs 9, die plek waar hy praat van die woord reformatie. Ons het gepraat oor reformatie, en ons het gesê, dis 'n ding wat jy moet catch, it's more caught than taught. Nee, dis iets wat jou moet gryp, soos die baby moet leap, in die geval van Maria, dieselfde ding amper. Nou kom reformatie, en ons wil goed regmaak, goed wat uit plek uit geraak, uit lid uit geraak het, wil ons regmaak. Maar Paulus gebruik Hebreërs, die hele Hebreërs boek, ek weet nie Paulus, julle weet nie wie die skrywer was nie, maar in Hebreërs 9 veral sê hy stel die oue die heeltyd teenoor die nuwe, dan sê hy, solank as die oue nog staan, kan die nuwe nie kom nie. Sal die oue hom weerstaan, soos die ou wyn is beter konsep, né? En wynsakke en al hierdie goed, daar's baie voorbeelde in die Bybel, en hy sê, solank as die oue nog staan, en hierdie staan is 'n geweldige sterk woord van hoe die oue homself sal beskerm, want hy wil nie hê ek en jy moet vooruitgaan nie. Terwyl Paulus vir Timoteus sê, laat jou vooruitgang vir almal duidelik wees. Is daar baie kinders van die Here wat stagneer en staan. Hoekom? Die oue is te sterk. Die oue is te sterk, en ons moet leer om hom gehoorsaam te maak. Dis die woorde wat Paulus gebruik. Ons moet leer om hom gehoorsaam te maak, en ons gaan nou daarby kom. Die woord stasis is 'n geweldige sterk woord, dis hierdie woord verstaan. En as jy vir my kan wys, slide 35, Barries, die woord stasis kom van 'n woord af wat die volgende betekenis het, en ek het sekere dele onderstreep om vir u die aksie te wys van hoe ons baie keer hierdie goed handhaaf, of toelaat om homself te handhaaf. Die woord stasis kom van die woord af wat die volgende betekenis het. Stand, set of establish. Kyk daai laaste twee werkwoorde. Set, jy plaas hom, of jy vestig hom. To cause or make to stand. To place, to put, set. Baie van dieselfde gevalle. Derde een, to make firm. To fix of to establish. To make firm of to fix. Make firm. Vierde een, to cause a thing to keep his or its place. Baie keer is mense, en die siel is so, die siel is 'n meester ontwyker en kroek en so aan. En die siel sal homself handhaaf, hy wil nie geopenbaar word nie, so hy sal sorg dat jy hom ongeskonde laat bly. Jy sal of verskonings uitwerk of wat ook al, en so, maar die ding wil nie openbaar word nie. En dan kyk daar, to escape in safety. To escape in safety, dis deel van hierdie staan. Hy kry 'n manier om te ontsnap, om nie geopenbaar te word nie. Nou wat openbaar goed? Daar's net een ding, en dis lig. Lig is waarheid, né? Lig is waarheid. En as net een ding wat goed openbaar, en dis lig. Dis hoekom jy die lig van God, daar's nou 'n vers wat ons gaan doen, kyk na in 2 Korintiërs 3, en daai dele, waar hy praat van Moses en die Ou Testament, dan sê hy, terwyl die Ou Testament gelees word, is daar nog 'n wyl oor hulle. En daai wyl word net weggeneem in Christus. En dan ek dink die volgende hoofstuk, dan sê hy, die God van hierdie wêreld het hulle sinne verblind. Daai sinne is deel van die woorde wat hy in 2 Korintiërs 10 gebruik, né? The weapons of our warfare, en so. Die woord sinne, hy het hulle sinne verblind. In een vers is dit die woord planne. Hy het hulle sinne verblind of verhard, sodat die verligting van die evangelie van God in Christus Jesus, of die verligting van die evangelie in Christus Jesus, wat die beeld van God is,
op hulle nie sou skyn nie. Met ander woorde, jy moet geopende sinne hê, dat die beeld van God, wat Christus is, op jou kan skyn, sodat jy kan kom tot by die beeld. Ons almal, ons het al baie daaroor gepraat, ons is op pad terug na die beeld en die image van God. Romeine 8 sê vir ons waar ons eindpunt is, dis gelykvormigheid aan die beeld van die Seun van God. Is dit reg so? Die plek van perfection, waar ons kompasse ingestel het, is die plek van die gelykvormigheid aan die beeld van God. Met ander woorde, laat ons soos hy sal lyk. So jy kan nie soos hy word, as sy image nie op jou skyn nie. Why? Because you become what you behold. You become what you behold. Jy weet, ek sit en dink gister hier aan, as ek vir jou 'n prentjie wys, as jy 20 is, en ek wys jou 'n prentjie van hoe jy by die finish gaan lyk, kom ons sê nou maar 80, ek vat nou sommer net 'n getal. Ek wys vir jou, hoe lyk jy as jy wil, ek dink baie mense sal sê, nee, ek wil nie daarby uitkom. maar dis amper so iets, kyk gou hierso, as ek vir jou 'n prentjie wys van 80, vir jou op 80, jy gaan dit word. Dis nie dat jy besluit om sy toe te gaan nie, jy gaan outomaties dit word, is dit reg so? God kyk nou vorentoe, want hy sien die begin van die einde, hy roep die dinge wat nie bestaan nie, asof hulle bestaan, en hy wys vir jou 80, hoe jy op 80 gaan lyk, hy wys vir jou die finish, of wat die ouderdom jy ook al gaan bereik, en dis nie dat jy kan kies nie, jy's op pad sy toe. So nou wat gebeur met ons? God wys vir ons, hoe ons gaan lyk, wat is die beeld? Dis Christus. Hy sê vir ons, hierso is waarheen jy op pad is. Maar nou is dit my en jou keuse, dit werk so 'n bietjie anders. Maar as ons toelaat, dat hierdie beeld, as jy hierdie beeld elke dag in die spieël sien, as jy toelaat dat die beeld van Christus op jou skyn, dan kan jy nie anders as om dit te word nie. You become what you behold. Daarom moet jou gedagtes en jou oë en jou alles moet in die woord en op die Here wees, dat jy kan sien waarheen is jy op pad, sodat jy dit kan word. Amen. Dit is interessant, met wedergeboorte word ons soos hy in 'n geestelike sin. Maar nou moet ek en jy daai pad loop om werklik in elke faset van ons lewe daar uit te kom. En God is so genadig dat hy ons die verligting van die evangelie, dat hy ons die beeld wys. Maar daar's sekere ouens wat se sinne verhard geraak het en verblind is. Die God van hierdie wêreld, die vyand het dit reg gekry om hulle sinne te verblind, so hulle kan nie die prentjie sien nie. As hy in die spieël kyk, sien hy homself. En hy leef vir homself. Hy kan nie die prentjie sien nie en sy sinne is verblind. To escape in safety, to uphold or sustain the authority or force of anything. Kyk net hoe kragtig is hierdie goed. To uphold or sustain the authority or force of anything. Ouens, weet jy wat, as ek hierdie goed lees, dan spieël ek dit na myself toe. En jy moet leer om dit te doen. Met ander woorde, nou moet jy gaan dink, wat uphold ek, wat sustain ek, wat 'n authority en 'n force in my lewe is. Weet jy wat, kom ek sê jou 'n bietjie goed, en dis die goed wat ons voor die Here moet bring, as ons werklik sy beeld en sy gelykenis wil hê. Jy moet na jouself gaan kyk en sê, Here, wat 'n goed in my karakter is 'n stronghold. Wat 'n goed in my, noem dit dan geaardheid of persoonlikheid, of wat jy ook wil, is 'n stronghold wat ek beskerm, want ek wil nie verander nie. Ouens, niemand sal verandering kies as jy 'n keuse het nie. Verandering is moeilik. So jy wil nie verander nie, so jy bedek sekere goed. En baie ouens kom met die ding van, ek gebruik nou nie gewoonlik die woord van 'n merwe, ek sal dit nou nie hier gebruik nie. Of jy kan sê, ek is 'n grobler. Of ek is 'n kotse, of ek is 'n, sit jou eie van daarin. Nee, ek is 'n toerien, ek is so gemaak en laat staan, jy sal my nooit verander nie. Dis onbybels.
Dis onbybels. God wil jou verander, want daai ding word baie keer 'n strangel. En jy vervreem mense, en jy dra nie die beeld van Christus nie, jy verteenwoordig nie Christus nie, want jou strangel, jou karakter, jou geaardheid, het jou stronghold geword. En daarom sê die Here Jesus, hy sê, kom leer van my, want ek is nederig en ek is sagmoedig van hart. Dis hoe ons moet word in sy teenwoordigheid. Daar's 'n plek in die teenwoordigheid van die Here, where there is fullness of joy, wat God jou, my en jou wil sy karakter en sy beeld in ons insit. Dis so belangrik. Okay. To stand immovable. Kyk nou hoe vestig hierdie perd homself. Eers kruip hy weg en dan sê hy laterand, nee, jy het my lank genoeg toegelaat, ek is nou die baas hierso. Ken julle so iets? To stand firm of the foundation of a building, terwyl ons 'n ander gebou bou, né? Continue safe and sound. Stand unharmed. Stand unharmed. Eers hierdie goed is so lewensprakties. Nou kyk nou hierso, hy's hierdie laaste een. Hy sê to stand ready or prepared. Hou gou daai laaste een daar. To stand ready or prepared. Nou moet jy weet, aan die een kant staan die ding, jy het hom al genoeg gesag en verdra en al die goed in hom toegedek, en hy het al 'n sterkte gekry van sy eie. Né? Nou aan die ander kant sê Paulus, kyk gou hier, hy sê to stand ready or prepared. Paulus sê, ons staan ready om elke gedagte te bestraf, ongehoorsaamheid te bestraf, as julle gehoorsaamheid volmaak geword het. As julle gehoorsaamheid volkome geword het, dan het ons as apostels die authority om elke ongehoorsaamheid te tackle. So die een staan teen die ander een. Dis die fight wat jy in jouself het elke dag. Is die fight om waarlik te submit onder die hand van die Here. Amen. Ja, dis 'n stryd wat ons het in ons wese. Paulus het baie hieroor geskryf. Gaan lees maar Romeine 7. So, jy moet mooi kyk na die betekenisse hierbo. Julle het nou al hierdie goed op julle fone gekry. En vergelyk dit met aksies wat ek en jy neem om die oue te laat oorleef en te staan. Né? En gaan kyk ook hoe die oue homself vestig en handhaaf. Jy moet 'n student van hierdie goed word. Jy moet dit fyn kyk, want ons moet verander na die beeld en gelykenis van die Seun van God. Is dit so? Ja. Ok, nou, ek wil gou met u kyk na die aksie van reformatie. Kom ons kyk na die aksie van reformatie. Ons nou baie gepraat oor reformatie. Nou, watter aksie gaan reformatie neem? En dan wil ek hê, ons moet dit vergelyk met 2 Korintiërs 10. Lukas 3, wat ek al vir u gelees het. Hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig. Soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja, die profeet, waar hy sê, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Dis wat ons al gesien het, né? Die gebruik van as 'n koning kom, dan word daar 'n highway vir hom gemaak om in die stad in te kom. Hy kom nie deur dale en oor berge en goed nie. Daar word vir hom 'n pad reggemaak. Nou, ek weet nie of jy ook voel die koning gaan terugkom nie. Het jy nog 'n verwagting? Amen. Ons is brandend met die verwagting van die wederkoms van Jesus. Nou sê hy, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Nou, ek wil hê jy moet dit verstaan, dat as hy hierdie woorde sê, hy sê dit van Johannes die Doper, wat geoperate het onder die gees van Elia. Elke keer wanneer daar 'n reformatie kom en daar reggemaak word vir die koms van 'n koning, dan kom die gees van Elia om die voorbereiding te doen. En een van die voorbereidings wat hy doen is, hy bring die harte van die vaders en die seuns na mekaar toe. Is dit reg? Dis hoekom ons hierdie goed preek en leef en dit verkondig, want ons wil regmaak, ons wil die kerk regmaak vir die wederkoms van Jesus. Amen. Ongelukkig sit 99% van die kerk en hulle wag vir 'n bassein en hulle glo as die bassein blaas is hulle gone.
Hulle voel vere vir wie bly agter. En wat gaan gebeur en so aan? Ons is besig om reg te maak vir die wederkoms van Jesus Christus. Jesus gaan weer kom. Is dit reg so? Ouens beskuldig baie die apostoliek en sê, julle glo nie in die wederkoms nie. Nee. Die wederkoms is 'n feit soos 'n koei. Jy kan dit nie, ding is nie. Die Here Jesus gaan weer kom. Nou sê hy, berei die weg en maak sy paaie reguit. Hy gaan nie net kom, totdat ons nie kan sê, kom Here Jesus, ons het U lank verwag. Is dit reg so? Ons is besig om reg te maak vir daai oomblik. Wat doen ons? Ons bou 'n pad. Wat is die pad wat ons bou? Dis die lewens van mense. Die weg wat berei word is die lewens en die mindsets van mense. Die Here kan nie kom na mindsets en goed toe wat hom nie verwag en wat antagonisties is en wat wêrelds is en wat New Age is en al hierdie goed nie. En al hierdie goed kry hulle vestings in die kerk. Jy sal moet mooi kyk om hom te eien en te identifiseer. Ek wil vir jou sê, hierdie gedagtes is al in baie kinders van die Here. Hulle sal net soos die wêreld. As jy nie jou gedagtes en jou mindset rein hou nie, dan gaan hy jou vat. En jy hou hom net op een manier rein en hier is die een manier. Jy moet die woord vat en jy moet die woord doen en leef. OK. Nou verduidelik hy hierdie berei die weg. Vers 5. Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel moet wegsak. En die kromdraaie sal 'n reguit pad word en die skurwe plekke gelyk wee. En alle vlees sal die heil van God sien. Alle vlees. Ek het vir die laasweek gesê, ons is daar 'n punt toe waar elke knie sal buig en elke tong sal bely. Dis nie noodwendig dat almal die Here gaan aanneem nie. Dis nie die aannemingsproses nie, want anders was daar nie 'n breë weg nie. Is dit waar? Anders was daar nie 'n nodigheid vir 'n breë weg nie, maar daar's 'n smal weg en daar's 'n breë weg. Maar daar sal 'n punt kom wat elke tong sal bely en elke knie sal buig en hulle sal bely dat Jesus die Here is. So alle vlees sal die heil van God sien. Nou my broeder en suster, hoe gouer ons die kerk kan regkry, hoe gouer kan ons by daai punt kom. Is dit waar? Hoe gouer kan ons by hierdie punt kom? Petrus praat van julle wat die dag van die koms van die Seun van God verwag en verhaas. OK, elke dal moet opgevul, elke berg en heuwel wegsak, kromdraaie reguit pad, skurwe plekke gelyk wee. Alle vlees sal die heil van God sien. Nou moet jy hierdie as die backdrop. Ek het laasweek met u gepraat oor die backdrop. Hou hierdie as die backdrop. As jy na 2 Korintiërs 10 kyk, dan moet jy weet, alles wat 2 Korintiërs 10 doen, is om hierdie ding te bereik, is besig om pad te bou. Julle sien wat padbou maak hierson, né? Julle sien wat 'n mislike job dit is. Julle sien hoe dit jou vertraag as jy wil kerk toe kom. Is dit reg so? Ek is bly ons beleef dit bietjie prakties, laat die Bybel vir ons bietjie meer prakties word. Dan kan jy verstaan wat gebeur by 'n wegbereiding. Dis nie net 'n stootskraper kom in en daar sy deur en die pad is klaar nie. Nee. Daar's baie fyn bouwerk aan die bou van 'n pad en dit vat baie lank. Daar's opbou, daar's platmaak, soos hy hier gesê. Daar's al hierdie goed wat vir ons 'n pad berei. OK, 2 Korintiërs 10 vers 3. Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Ons wapens is kragtig deur God om vestings neer te werp. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God. Nou, die Engels, ek sal nou vir u wys. Kom ons lees gou verder. En elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Kan jy sien hoe gaan dit oor gedagtes? Nou, daai planne van vers 5, die eerste een, planne is in die Engels, praat hy van, wat is die een, die een woord wat hy hom mee vertaal is imaginations. Imaginations. Nou dis nie
soos ons nou dink imagination is om sommer net enige ding uit te dink nie. Hierdie is gevestigde goed. Skans is high thing. Every high thing that exalts itself against the knowledge of God. En elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Met ander woorde, wat doen jy met 'n gedagte? Hy word nie verban nie. Jy maak hom gehoorsaam, jy verander hom. Hoor jy wat ek wil sê? Anders ouens, jy kry ouens wat se gedagtewêreld wat nie hierdie goed leef en doen nie. Hulle gedagte is so opgemors. Hulle gedagte is so opgemors. En ek praat van wêreldse ouens baie keer in Swan. Dis weird om te sien. Wat gaan in mense en hoe dit hulle lewe beïnvloed. Nou wat het ek en jy? Ek en jy het die wapens om die gedagte te laat submit, om hom te verander in die regte gedagte wat volgens die woord van God is. Is dit reg so? Daarom moet jy, Filippense 4 vers 8, bedink die dinge, hy sê in Kolossense 4 vers 2 en sê, bedink die dinge wat daar bo is, né? Een van daai hoofstukke, maar dan sê 4 vers 8, alles wat eerbaar, lieflik, loflik, rein, wie kan die res byvoeg? Filippense 4:8. Dit moet jy bedink. Nou, jy moet jou gedagte train, jy moet hom dissiplineer, jy moet gedagtes wat nie van God af is nie, wat daar inkom, moet jy verander. Jy moet hulle verander. Luister hierso. Verder broeders, alles wat waar is, wat eerbaar is, wat regverdig is, wat rein is, wat lieflik is, wat loflik is. Wat 'n deeg en wat 'n lof daar ook mag wees, bedink dit. Is mooi, kom ons kyk bietjie daarna. Is dit hy wat daar op is? Ja. Verder broeders, alles wat waar is, met ander woorde, jy het geen meer plek vir die leuen nie, vir onwaarheid nie. Geen meer plek vir onwaarheid nie. Eerbaar is. Jy het geen meer plek vir disrespek nie. En dinge wat nie eerbaar is nie. Jy behandel mense eerbaar. Man en vrou, kind, almal, jy behandel almal eerbaar. Ouens, ons kan die wêreld verander as ons hierdie goed net wil doen. Alles wat regverdig is. Wow, hoeveel onregverdigheid is daar nie in die wêreld nie. Dis of van siekte word baie keer. Alles wat regverdig is. So jy kan nie bedink wat regverdig is en jouself knyp die kat in die donker nie. Op een of watter manier ook al. Julle hoor wat ek sê. Jy kan nie, hierdie ding rig jou hele lewe. Alles wat rein is. Wow. Alles wat lieflik is. Alles wat loflik is. Daar's die gedagtepatroon van 'n kind van God. Nou moet ek en jy hierdie gedagtes tackle, want dis hoe ons die weg gaan berei. Ons moet ons eie gedagtes tackle en dit submit aan hierdie goed. OK, terwyl ons planne verbreek, elke skans, elke gedagte gevange neem, kyk hierso vers 6, en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. Met ander woorde, Paulus sê, ek weet ek kan nie ongehoorsaamheid straf as jy nog kies om dit te doen nie. Ek kan dit nie bestraf as jy nog dit huisves nie en dit krag gee soos 'n vesting, né? Ongehoorsaamheid in jou lewe 'n vesting is nie. Dan kan ek nie daarby kom nie. Ek kan niks daaraan doen nie. Maar wanneer jy 'n gehoorsaamheid volkome is, dan as daar enige ongehoorsaamheid insluip, dan bestraf ons hom. Ons het die wapens. Okay, die New King James sê dit, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Met ander woorde, vleeslik in wapens en al die goed en so aan. Ons walk in die flesh, ons is mense hier op aarde. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Casting down arguments. Kyk nou hoe pull jy die strongholds down. Casting down arguments of imaginations. And every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing
every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Kom ek gaan weer, kom ons lees weer vir vers 5. Okay, pulling down strongholds, casting down arguments of imaginations, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Sê gou vir my, waar het die afwykings in seksualiteit in die wêreld ingekom? En hoekom is dit so kragtig en dis so blaatant? En hierdie ouens is 1% van 'n land se bevolking, maar hulle gaan aan 'n sleepplek beheer. En ek en jy is te bang om iets te sê. Ons mag nie iets sê nie, want die regering is teen ons, dan slaap jy môre in die tronk. Julle hoor wat ek sê? Die ouens het eintlik geen plek nie, maar dis 'n high thing. Dis 'n high thing wat homself exalt. Seksualiteit het 'n high thing geword wat homself verhef against the knowledge of God. Nou kan ek en jy 'n paar goed doen. Ons kan hom polities fight. En ek wil nou nie reg of verkeerd aan die goed gee nie. Jy kan hom polities fight. Jy kan 7 keer om die stadsaal march en hoop die stadsaal se mure val in. Ja, jy kan 200 keer ook om hom march as jy wil. Jy het verskillende goed, maar die feit is, in die apostoliek het ons wapens wat nie van die vlees is nie. Ons het nie al hierdie tipe wapens nie. Ons hoef nie 'n march te hou nie, en ons hoef nie 'n ding te blaas nie, en ons hoef nie die ding en daai ding nie. Ons het ander wapens. Maar die probleem is, dis die wapens van geregtigheid. Jou lewe moet in so 'n situasie wees dat jy 'n lisensie het om die wapen te hanteer. Jy moet 'n skietlisensie hê vir die ding. Is dit reg so? Jy moet 'n wapenlisensie hê. Ons lewens moet in orde kom sodat ons die wapens kan hanteer. Ek sal nou wys, Paulus praat van die wapens van geregtigheid in die linker en in die regterhand. Né? Die woord is die swaard ensovoorts. Daar's baie goed wat ons as die wapens kan gebruik. Maar daar's high things wat hulle self en as jy die nuus, ek volg nou die nuus en goed en baie berigte rondom dit en so aan, en Anton lig my baie keer in ook, hy volg ook van die goed en so aan. Dis interessant hoe 'n nuwe ding net so kan opstaan. Dan wonder jy, waar kom die ding vandaan? Gister was hy nog nie daar nie, maar net so. Hierdie goed het 'n lewe van hulle eie. Ouens, ons, asseblief hoor my nou, ek wil nou nie aan die duiwel eer gee nie. Die duiwel is verslaan na al die goed. Maar hy gooi vestings en hy werk goed wat jy soms nie kan glo nie. En nou wil ek dit vir u sê, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar ons het 'n vyand wat alles sal doen om jou vooruitgang te keer. En as jy hom toelaat, as jy hom 'n vesting laat bou, dan gaan hy toeneem en hy gaan intree en hy gaan al hoe meer plek neem. En so is baie mense se gewete al gebrandmerk, en die Bybel sê selfs, hulle het van die geloof afvallig geword. So erg kan dit raak. Ek dink ek het u al vertel, daar was 'n ou in ons gemeente, ons was nog daar bo gewees. En die ou kom, laat ek net gou vir u vertel, jy weet, daar's vir my, een van die goed wat ek in my hart die meeste voor huil, is dat wanneer ons na die Here Jesus toe kom, ons in die geloof gegrond sal word. Maar dit is asof mense, kinders van die Here, net te lui is. Seriously, verskoon die woord, maar hulle is net te lui om hulle self toe te wy aan die woord en dit hulle eie te maak. Ons spandeer te veel tyd voor die TV en voor al hierdie gemors en twak, in steede van dat ons in die woord van die Here inkom. Julle hoor wat ek wil sê, ouens, 'n geslag voor ons, mense wat nog nie noodwendig TV gehad het nie. My pa, daar was nie TV nie, ek was uit matriek uit, toe my pa eers TV gekry. Maar wat ek wil sê is, my pa was sterk in die woord.
Hy was nie die pastoor nie, maar hy kon homself handhaaf in die woord. Hy het eendag toe daar gaan Jehovah getuie by ons huis op, maar hy het ongelukkig by die verkeerde huis geklop. Maar ek dink hy het daar gekom, want hy was die hoof van die Jehovah's in Mosselbaai. Yes, en toe vat my pa hom daai hand, maar hy vat hom nie fliek toe nie. Julle hoor wat ek wil sê, kan ons dit vandag nog doen? Of bel ons die pastoor? Bel ons die pastoor en sê, pastoor, jy moet nou ook help, of ek gaan hierdie ou na jou toe stuur. Julle wat ken, julle wat uit Pinkster uitkom en uit hierdie goed uit. Mense het weet, vorige pastore, voor daar nog lig was, globes en alles, dan het hulle nagte deur met 'n kers, het hulle die woord van God ondersoek. Ons het dit geloose, ouens, want daar's screening, daar's, wat noem hierdie goed, streaming, live streaming, daar's al hierdie, dit is lekker, dankie Here daarvoor, dis great, maar dit maak van kinders van die Here rusbank Christene, maak ons onaktief, en ek hoop so vir die dag, wat ons weer kinders van die Here kan grondves in die woord, en in elk geval die ou was in die gemeente, en ek weet nie of julle kan onthou nie, dat so 'n paar jaar na mekaar, so 3 of 4 jaar na mekaar, het die ouens van 'n sekere kerk, Augustus maand, die hele Augustus maand in die stadsaal kom dienste hou. Ek moet nou nie name noem nie, maar en die ouens se goed, hulle lering en hulle goed is baie opgeskerp, agter mekaar, hulle boeke is goed, hulle predikers is goed, hulle het hulle ding, hulle is gewax. En toe, hulle het so, ek dink 3 jaar, dat hulle elke Augustus, van die 1ste tot die 31ste, hulle elke aanddienste in die stadsaal. Nou kyk nou hoe beïnvloed hulle die mind, hoor. Hoe beïnvloed jy die mind? En hierdie ouetjie in ons gemeente was 'n jong Christen, en hy het toe op 'n manier daar uitgekom, ek weet nie hoe nie. En eendag toe kom sien hy my. Sê my pastoor, ek wil jou kom sien. Sien eers reg. En hy het gekom, en hy sê, luister hierdie goed, hoekom preek jy ding dit nie? Hierdie, wat is hiermee fout? Hierdie. Toe sy mind gevat. Hoor julle wat ek sê? Dis wat jy kan doen met die woord. Daai ouens gebruik dieselfde Bybel as ek en jy, maar hulle is terug by die wet. Maar dit maak nie saak nie. Die ouetjie verstaan dit nie, want hy's nie gegrond in die woord nie. Ouens, die Here Jesus sê, as jy my liefhet, sal jy my woord bewaar. Die eerste teken van waaragtige bekering is, jy kan nie genoeg van hierdie ding kry nie. Sê nou amen. Dit behoort so te wees. Ons het dit gesien in geslagte voor ons. Hulle het die woord geëet, hulle het hom geslaap, hulle het hom gedrink. Gewone ouens in die gemeente, nie die pastoor nie. Ons moet terugkom na die goed toe, want ons mind word gevat. Ons kinders gaan universiteit toe, ek het vir julle gesê, dan is daar 'n vraag, verduidelik hoekom God female is. Hallo? Dan kom ons kinders terug van die universiteite af, dan is hulle ateïs. Of hulle glo nie meer in hierdie goed nie, of hulle is seksueel geskuif. Of wat ook al. Hoekom? Ons is nie gegrond in die woord nie. Nie gegrond in die woord nie. There are arguments, there are imaginations, there are high things that exalt itself against the knowledge of God. Daar's planne, daar's al hierdie dinge wat teen ons oorlog voer. Maar dank die Here, hy het ons wapens gegee. Maar jy kan nie die wapen gebruik as jy nie weet hoe werk hy nie. Toe ons in basic was 'n groot deel van ons opleiding, jy moes daai hele geweer, dit was so 'n swaar stuk mislike ding. Jy moes die hele ding uitmekaar uit kan haal. Hy het 'n muis en hy het 'n sneller en hy het al die goed, die wat nog onthou. Jy moes daai ding kon strip met jou oë toe. Jy moes al die goed, jy moes geweet het hoe hy werk, want dis jou behoud in die oorlog. Hallo, wat is jou behoud in hierdie oorlog? Dis die wapens van die woord. Dis die wapen van die woord. Okay, ons gaan nou klaarmaak. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh.
For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments, imaginations, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Nou goed, die woord stronghold onder andere het hierdie betekenis: anything on which one relies. Anything on which one relies. En luister my broeder en suster, ek het laasweek vir u gesê, die woord stronghold, of die konsep van stronghold is, dis 'n ding wat iets beskerm. Dis 'n ding wat iets beskerm. So 'n gedagte of 'n wat ook al kan in jou lewe kom en beskerming vind. Nou luister nou mooi, ons praat nou baie van die werking van die vyand en ouens praat van duiwelbeseerdheid. Ek het dit vir nou dag ook gesê. Jy weet, en al die goed. 'n stronghold in jou lewe is 'n plek waardeur die vyand kan werk sonder om homself te openbaar. Sonder om homself te openbaar. En jy kan soms, ek weet nie of julle al die ervaring gehad het nie. Jy weet die Bybel sê, stel die geeste op die proef. Soms is jy in die teenwoordigheid van iemand wat jy net weet, jy weet net, hierdie is 'n gees wat jou tart. Weet julle waarvan ek praat? Hierdie is 'n ding wat jou tart. Maar dit help jy klap die ou nie. Want ons wapens is nie vlees en bloed nie. Hy weet dalk nie eens wat hy doen nie. Maar die ding het 'n stronghold in sy lewe gevind waar hy beskerm word, en nou kom hy en hy sal jou tart, letterlik. Dis die beste woord seker. Hy sal jou tart vir jou authority en jou gesag. Kyk maar na jou kinders se optrede in ons huise vandag. Kom, wees bietjie eerlik. Daar's baie kere, is daar kere wat jy kan sien, maar hierdie is nie my kind nie. Is dit reg so? Ja, dis waar. Hierdie is nie my kind nie. Ek het hom nie so groot gemaak nie. Maar jy weet hierdie ding kom van elders af, wat daar 'n stronghold in sy lewe gebou is. En daar's invloed wat jy eintlik gesag oor het as jy in die waarheid wandel. Wat jy eintlik gesag oor het. Daarom kan jy nie as ouer genoeg vir jou kinders bid nie. En gaan in die nag as hulle slaap en profeteer oor hulle. En bestraf hierdie goed en neem gesag oor. Want dit het nie plek in ons lewens nie. Dit het nie plek in ons gemeente nie, maar deur ons, ekskuus gou, verskoon my woord, vir om dadelik uit sy klag sê, deur ons stupidheid, kry die goed vasstaan plek in ons lewens. En ons het wapens om dit te beveg. My broeder en suster, waar is hy nou? Dis interessant hoe dinge verloop en so aan. Jy begin al hoe meer, begin ons met goed te doen kry, waar kinders in drugs verval het. In drugs verval het. Dit raak nie net meer die mense buite nie, dit raak die kerk ook al. En sulke tipe goed, waar kom dit vandaan? Daar's 'n oorlog en daar's 'n front wat verskuif word, en as ek en jy nie gesag neem nie, dan gaan hierdie ding al hoe meer ons huise inneem. Kinders, verskoon nou laat ek dit goed sê, maar kinders wat ouers finansiëel uitroei, want hy moet daai duiwel voer. Hoor julle wat ek sê? Waar kom die goed vandaan? Dis van strongholds. Dis van strongholds, ons moet hierdie oorlog wen. Dis 'n oorlog vir die mind.
Die oorlog is nie in Irak nie, Iran nie, die oorlog is in die mind van die kinders van die Here. Ons moet ons gedagtes vernuwe. En ons moet God se gedagtes en God se woord in ons kinders insit. Hallo. It's time for war. It's time for war. Ek hoor maar so, ek check maar nie goed uit. Jy moet weet, alles, nee, kom ons wees nou vriendelik vandag. 50% van wat jou kind by die skool kry, is nie die koninkryk van God nie. En ek sê 50% nou as 'n klug, want dis baie meer is dit. Is anti die koninkryk van God. En daai goed, ek het vir jou gewys, daai goed groei, hulle dra krag, hulle raak sterker, it exalts itself. Ouers, mense, maak nie saak, kinders se ouers of enige ander wat hier is vir jou eie lewe ook, ons moet wakker wees. Ons moet wakker wees. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord. Here, ek wil vanmôre bid dat ons onsself in U sal versterk. Soos wat Dawid gedoen het toe hulle teruggekom het en hulle families is weggevoer en hulle goed is gesteel en dit het net sleg gegaan. Toe het Dawid homself in die Here gaan versterk. Toe van die manne hom wou doodmaak en dit sy skuld maak, het Dawid nie probeer redeneer en mooi goed bring nie, hy het homself in die Here gaan versterk. Vader, ek wil bid dat dit ons motto in die lewe sal wees. Dat ons onsself in U en in U woord sal versterk in Jesus naam. Maak ons wakker, Here, dat die Heilige Gees ons opwek vir hierdie goed wat wil plek inneem waar hy nie hoort nie. Wat wil plek inneem waar hy eintlik geen gesag het nie, in die naam van Jesus Christus. Ek wil vanmôre bid vir ons kinders. Here, hulle wat vanmôre hier voorgestaan het en ander wat dalk nie vandag hier is nie. Hulle is vir U so kosbaar. Ons wil vanmôre in die Gees vir hulle bid en hulle bewaar, hulle beskerm in die naam van Jesus Christus. Vader, hulle is baie keer weerloos teenoor wat die wet en ouer mense in die skole, wat ook al vir hulle gooi en op hulle aflaai. Ons bid vanmôre, bewaar hulle, Here. Bewaar hulle, dat dit wat in hulle ingebou is, triomfantlik sal wees in die naam van Jesus. En dat laat ons besef, ons het nie meer tyd om te speel nie. Ons moet begin ernstig raak met wat ons doen. Anders gaan ons hulle verloor. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.